Ons is in die Paastyd en die naweek wat kom en vir hierdie hele week al dink ons en beleef ons wat Jesus beleef het op die kruishout van Golgotha. En sy laaste woorde aan die kruis was, dit is volbring. In die Engels het hy uitgeroep en het gesê, it is finished. En wat dit beteken is tetelestai, wat ons uit die woord uit leer en hulle woord daaroor gebring, en in Johannes 19 vers 30 lees ons, dat die Bybel sê, hy het gesê, dis volbring, en hy het sy kop laat sak en sy gees gegee. Maar daar is 'n baie groter betekenis aan hierdie woord tetelestai in die Bybelse geskiedenis. Die woord tetelestai is gebruik in 'n paar aspekte. In die eerste plek is dit in besigheid en in rekeningkunde van die Bybelse tyd gebruik. As jy 'n rekening gehad het wat betaal moes word en hy ten volle opbetaal, het hulle die woord tetelestai, het hulle op hierdie faktuur en op hierdie rekening gedruk om te wys dat alles opbetaal is. In die regstelsel, as iemand tot gevonnis is vir wat ook al, of dit 'n boete was en of hy moes tronk toe gaan, en dit is uitgedien en die boete is betaal, het hulle tetelestai op daai regsdokument gesit. En 'n ander rede wat hulle voor tetelestai gebruik het, as daar oorwinning was oor oorlog, en die manskappe het teruggekom, het hulle geskree tetelestai, daar is oorwinning gewees, en in die algemene konteks is daar gebruik dat dit 'n suksesvolle en oorwinnende voltooiing van 'n spesifieke taak was. En dan die laaste een was dit die offerstelsel gewees. As die hoëpriester klaar geoffer het vir die volk, en daar was nie meer offer nodig gewees vir die sonde boete nie, dan is daar gesê tetelestai, daar is nie meer nog 'n offer nodig nie, die volle offer is gebring. En ek wil hê dat in hierdie res van hierdie week, na aanloop van hierdie Paasnaweek, moet jy aan hierdie woorde van God dink, van Jesus dink terwyl hy op die kruishout van Golgotha hang, en net voor hy sy laaste asem uitblaas, sê dit is volbring, dit is betaal, jou sonde is vir ewig vereffen, dit wat jy moes gevonnis voor word is vereffen, die oorwinning is behaal, daar is nie meer nog 'n offer, die grootste offer wat hierdie wêreld gesien het, is gebring, en as jy dit kan besef, dan kan dit nie meer langer dat die vyand sy leuns in ons gedagtes en ons lewens laat opereer nie, want Jesus het vir ons die volle prys betaal, hy het oorwin, hy het die vyand in al sy magte uitgeklee, en die openbaar tentoongestel vir jou en vir my. So ek wil hê jy moet hierdie res van hierdie week ingaan, met 'n oorwinning in jou hart, met 'n lied in jou hart, dat jou verlosser het oorwinning behaal, en meer as dit, hy het opgestaan, het graf, dood en hel oorwin, vir jou en vir my. Die graf is leeg, en hy sit aan die regterhand vir die Vader, waar hy triomfeer, en vir jou en vir my intree. Mag hierdie Paasfees van 2026 'n oorwinnende tyd vir jou wees, en jou familie. Mag die Here jou ryklik seën.